Ek hoop dat julle goed opgewarm is, want hier's dit nou. En ek is so ongelooflik trots op my vrou. En Karla, ons luister graag ook na jou storie. En dit wat jy wil. Ek weet nie, ek is voel baie benoud om vir my vrou die mikrofoon in my kerk te gee, maar dis okay. Ek gaan nog eendag preek. Of ek gaan nou hierdie geleentheid vat, ek weet nie. Julle, wat 'n journey. Wat ook my amazing is Ewald is hier gebore. Nie in Sarton nie, in Trichardt, maar hy is hier gebore. Julle almal is saam met ons in hierdie pad. En as ek so na julle kyk vanaand, besef ek was nog nooit alleen op hierdie pad nie. Ek het baie so gevoel, maar ek was nie. Ek kon nog altyd 'n vriendin gebel het. Ek kon nog altyd by iemand gaan sit en moan het. En daar was net daai verstaan. En dit maak dit vir my baie kosbaar en spesiaal. En weer eens dankie dat julle is. Dis vir my so kosbaar en so na in die hart. En die wat aanlyn ook kyk, dankie. Dankie vir julle ook. Ja, so my boek is baie dikker as wat ek gedink het hy gaan wees. So, maar obviously wat my geïnspireer het om my boek te skryf is my seuns. En ek het net besef dat daar was nie vir my hulp nie, daar was nie vir my 'n guide nie. Ek het daarom ouer mamas gehad, en ek praat van haar in die boek ook. Haar seun, dink ek is nou 22, 23, en hy is ook op die spektrum. Ek het haar gehad, dat ek gevra het, wat doen ek nou? Hoe doen ek die? So hulle was definitief my inspirasie om hierdie boek te skryf, my seuns, en natuurlik die lack of 'n mamma hart op hierdie pad. En ja, so dis maar wat my geïnspireer het, en natuurlik ek het hier agter geskryf, en ek wil dit graag vanaand gaan vir julle lees. Dis letterlik die laaste sinnetjie. So ek sê so, ek en is dis pastoorspaar op Sarton, waar ons die laaste 6 jaar woon en Vader se werk doen. Die gemeente is ons 2 seuns se grootste cheerleaders. En ek staan by my motto wat sê, in U alleen het ek my vreugde gevind. Julle wat mamas is, julle weet hoe baie huil julle oor julle kinders. Autistiese ma, huil baie meer. Of ma van autistiese kinders, huil baie meer. Jy kan nog jouself indroom in 'n kind met 'n toekoms. Ek lewe en droom net vir vandag. Ek dink nie verder as môre nie, want ek weet Vader het môre. Ek gaan nie meer oor stres nie, ek gaan nie meer oor worry nie. So, ek het nie geweet wat om uit my boek uit vir julle te lees nie, en ek het gedink ek gaan 'n baie bold kans vat, en ek het besluit ek gaan my hoofstuk vat en vir julle hierdie lees. As dit my nie vreugde verskaf nie, gaan ek nie meer toelaat dat my vreugde steel nie. So, ek het jare terug het ons 'n teaching gekyk van Rob Bell, en my man kan dit baie goed onthou, Shells, het julle dit al gekyk? Wie ken Rob Bell? My man, ons moet die mense Rob Bell wys. So Rob Bell het, hy maak sulke kort video's, en een van sy video's se naam was Shells gewees, en hy verduidelik dit so mooi, hy sê, hy stap saam sy seentjies, hy en sy vrou op die strand, en hulle seentjies stel hierdie shells op, maar dit is hulle nie reg shells nie, dit is meer gebreekte stukkies skulpies. En hulle sien net hier so voor hulle, dryf daar 'n staafvis, 'n stervis, in die water, en hy is 'n seester, dankie my man, 'n seester, in die water hier voor hom, en hy besluit, die een seentjie besluit toe, hy gaan hom gaan kry, en hy hardloop, en hy kom by stervis, en hy los en hy draai om en hy hardloop weg. Hy doen dit 3-4 keer, na keer sê sy pa vir hom, gryp net daai vis, jy het hom, en hy sê vir sy pa, ek kan nie, en hy vra, hoekom? Hy sê, want my hande is vol skulpies. Ek het dit baie gedoen. Ek het baie aan skulpies vasgehou in my lewe, en ek het my sterfes baie gemis. En ek dink, wat ek graag vanaand in julle hartjies wil vasmaak, is, los die goed, wat jy nie meer vreugde bring nie. Julle weet, ons hou aan goed vas, en ons droom oor goed,
En dit was op 'n tyd vir ons baie goed geweest om dit te doen en baie lekker en dit was baie vreugde verskaf. Maar saam met down the line het die journey verander. En dan hou ons nog steeds aan die goed vas. En ek moes baie vinnig calls in my lewe maak. En van besluit wat is belangrik. En hier is ek ons gemeente en die gemeenteraad super dankbaar dat hulle my die vryheid gegee het toe ons hulle toe gaan en sê, ouens, die seuns het vir Carla nodig, dat hulle my release het in my mamma bediening. En vroeg in 2019 het die Here met my begin praat oor my prioriteite. En ek moet dit begin regkry. En dis ook 'n journey. Ek en my man praat nog baie daaroor. Ek is nie waar ek moet wees en ek weet dit. Maar ek het besef ek gaan my mamma rol moet opvat. Want iewerste gaan ek my seuns mis. En ek gaan 'n oomblik gemis het wat ek iets in 'n lewe kon gesit het. Wat vir altyd missing gaan wees as ek dit nie nou doen nie. En ek het en in 'n tyd was dit vir my amazing geweest en ek het dit goed gedoen en ek het goed beplan, goed geproduseer. En toe gebeur die lewe. Die seun slaap nie, ek slaap nie en dan raak mens baie moeg. En een aand lê ek weer so en ek is so uitgeput en ek sê net vir die Here, ek kan nie. En ek scroll deur Facebook, ja, dis waar ek scroll, nee, Facebook, nee, lekker. En ek sien toe hierdie ding van Lisa Breweer. En ek wil gou hê julle moet dit saam met my kyk. The very first time I was ever invited to speak at Hillsong's Women's Conference was in 2006. And Bobby Houston asked me, John was actually gone on a trip. And when I looked at the calendar, it was during my children's spring break. And I said, I am so sorry, I can't speak for you because it's my children's spring break. And John came home and he said, you don't say no to Bobby Houston. Well, I'll just go to Australia. And I said, no, because I'll either have to be ignoring my boys or neglecting the ministry. You have to know the right thing in the right season. Yep. En dit is baie moeilik. Ons weet nie altyd wat die regte ding in die regte seisoen is nie. Maar baie keer as ons goedjies langs die pad los, dan besef ons wat is ons regte ding, wat is ons sterkvisie. Wat vir my amazing is, en veral in die bediening, en die bediening is rof, julle, maar dis 'n lekker rof, dis regtig 'n lekker rof, maar soos wat ek goed laat gaan het, so daar girls in die gemeente opgestaan, en met dit gehardloop, dit verder gevat as wat ek ooit sou kon, net omdat ek vir die Here gesê het, okay Here, hierdie season is my season met my seuns. En ek wil gou vir julle hier ook sê, ek weet nie of julle weet nie, maar Lisa Breweer het 4 seuns, waarvan 1 ADD gediagnoseer is. Al 4 haar seuns in bediening. So sy het iewers in haar lewe baie vroeg 'n call gemaak en gesê, gaan in my seuns belê en sy is nou besig om haar vrug te pluk. En ek is opgewonde vir hierdie seisoen saam my seuns. Maar ek is baie meer opgewonde vir wat ons eendag, en julle sal dit saam met ons beleef, wat die oes is, wat ons by ons seuns gaan kry. Ek hoop julle is erg saam opgewonde. Ek het gedink, ek wil graag vir hierdie ook lees. Hierdie is nie my eie skryfwerk nie, maar ek het dit ook in die boek gesit, want dit het my hart so aangeraak, toe ek het gelees het. Die vrou se naam is, sy is eintlik 'n professor, Ananda Geyser. Sy werk by die Universiteit van Pretoria. En sy het hierdie briefie geskryf in Autisme Maand 2022. So April is Autisme Maand en dan die 2 April is Autisme Awareness Dag. En sy het hierdie berigie, dink ek, op Marula Media geshare. En dit was my so mooi. En sy het dit so getitel, Die liefdespad van 'n ouer en autisme. Sy skryf hierso, menige persone sal vra, is hierdie wel 'n akkurate opskrif? Hoeveel liefde is daar op die pad van autisme? Die meeste ouers in hierdie bootjie ken nie die aanraking van sy kind, of die liefde wat 'n kind kan gee nie. En hulle verlang, en hulle weet, hulle sal nooit dalk die geleentheid hê van 'n normale gesinslewe nie.
Ja, dit is verseker so. Maar een ding waarvan ek baie seker is dat daar nie liefde was nie, sou niemand hierdie pad kon stap nie. En dis baie waar. Dit is nie 'n maklike pad nie. Nou in my boek praat ek van ons bospad. Want is 'n regte bospad. En julle wat die Bosveld ken, verdwaal bietjie. Of jy weet die Bosveld nie ken nie, verdwaal bietjie. Kyk of jy daar uitkom. Dit is 'n pad van ontdekkings, 'n pad van leer, 'n pad van weer probeer, 'n pad van hartseer en baie trane. 'n pad van moedeloosheid en magteloosheid, 'n pad waarop jy ware vriende leer ken. 'n Unieke pad vir ouers van elke kind op die autisme spektrum. En ek wil net hierso uit my eie hart uit sê, ek dink ek en my man is bitter bevoorreg met ons ondersteuningsnetwerk. Dis julle. In die kringe van autisme is daar gesegde wat sê, as jy een kind met autisme ontmoet het, het jy een kind ontmoet. En julle almal ken my seentjies. Hulle is nie dieselfde nie. Ja, selfde diagnose, maar nie dieselfde nie. Elkeen is uniek en elkeen is anders. Mens wonder partykeer oor watter terme korrek is om te gebruik. Vroeër was dit onseker tussen autismes en Asperger syndroom. Later het dit vervang met laag funksionerend en hoog funksionerende autisme. Deesdae word daar gewoon gepraat van iemand op die spektrum. En ek hou van dit. Ek onthou dat ek eers keer van autisme gehoor het. Was ek baie jonk. En die mamma het my gesê, haar seentjie is laag funksionerend. Dit beteken, hy gaan nie eendag in die samelewing kan aanpas nie. En die magteloosheid van haar mamma, en ek kon sommer sien, sy wou nie probeer nie. Sy wou nie aangaan nie. En die dag, toe ons ons seentjies laat diagnoseer is, het ek vir die dokter spesifiek gevraag, het was die dokter, diagnoseer my kind, maar moet hom nie op die spektrum plaas nie. Want ek weet wat ek aan my kind gaan sit. Ek wil nou nie opgee nog voor ek begin probeer het nie. En sy het ingestem. So ons kinders is gediagnoseer, ADHD, lekker nee, en autisme. Ek weet nie van weet julle ADHD kindertjies nie, maar dis jolig. Dit is juist die uniekheid op die spektrum, wat die wyeer beskrywing soos die spektrum genootsaak het, en ek sê 100% saam met dit. Die karaktertrekke is 'n hele spektrum, soos spatsels verf op 'n doek, waarvan sekere patrone meer prominent is as ander. Oorkoepelend kan die beskryf word as 'n ongewone sosiale gedrag, maar elke individu manifesteer dit anders. Ons seentjies, dis nogals my interessant. Daar's iets wat ek agtergekom het van die spektrum wat nogals my super cool is. So, ek het agtergekom, mense voel awkward as jy nie vir hulle kyk nie. En mense voel awkward as jy heeltyd in hulle oë kyk. Estian maak glad nie oogkontak nie. Hy's net soos Ewald sal vir jou tot in jou siel in toe kyk. En hy sal nie ophou kyk nie. En so ja, die spektrum is anders en die spektrum is breed. Die feit dat hierdie individu hoogsensitief is, veroorsaak dat hulle daagliks 'n heeldag in omgewing fynkamp en namens maak wat hulle te wagte kan wees, sodat hulle self daarteen kan beskerm. Ons seentjies doen dit regtig julle. Ons was nou weer die naweek weg met hulle gewees. Nou Ewald is baie meer bereid om goedjies te probeer, Estian nie. Maar ek kan die hele tyd sien, my seentjies is onder druk. Hulle fokus verskriklik hard, hulle is super onseker wat volgende gaan gebeur. En wat my interessant was van hierdie keer, toe ons in die karklimmery, toe kon ek sien, Estian, jy gaan sit so in die hoekie, dan begin hy so wonder. En ek sê vir my liefie, ons gaan 'n bietjie Chiara Lodge toe. En nou check hy my net so. Ek sê, liefie, weet jy wat? Ek en papa was ook nog nooit by Chiara Lodge nie. Dis die eerste vir ons almal. En ek kon agterkom dat Estian dit verstaan. Want hy was regtig 'n baie soet seentjie gewees. Ek wil graag verder lees haar storie. Dit is die enige onverwagte gebeurtenis vir die meeste van die kindertjies op die spektrum of groot mense. Is hulle baie moeilik om te hanteer. Geen verrassing word as 'n aangename verrassing beskou nie. Alright? Ek dink is 'n paar van ons wat ook nie like van verrassings nie. 'n
vaste roetine en 'n voorwaarskuwing maak die lewe vir almal makliker. Praktiese dinge soos alle aktiwiteite vooraf aan te kondig, om take vooraf te kontrakteer en om toestemming te vra vir fisiese kontak of enigiets anders kan bydra tot meer kalmte. Vra hulle ook byvoorbeeld, hoe wil jou broodjie gesny hê? Wil jy jou koeldrankies warm of koud hê? My seuns drink warm koeldrank. Traai dit, 'n warm koutjie, né? Lekker. Maar weet julle, net soos wat julle kinders leer ken het, so leer ons kinders ken. Dit mag dalk lyk of ek my kinders hulle sin gee, maar ek kies net die pad met die minste weerstand. Hulle senuweestelsel en die sinapse van hulle brein is op 'n ander manier georganiseerd en verwerk dinge, inligting gevolglik op 'n unieke manier. Ons seuns dink anders. Wanneer mense oor hierdie mense se lewens lees, is dit duidelik dat nie almal 'n bo-gemiddeld IQ gehad het. Sy verwys nou hierso na mense wat hoog uitgestyg het, wat autisme gehad het, wat in die skool nie kon funksioneer nie. Maar ek dink Elon Musk is nou die een wat hulle nou onlangs gesê het is autisties of op die spektrum. So all is not lost. Verseker nie, want die Here het ons. Verseker. Elke ouer van 'n kind op die spektrum is eintlik 'n kenner wat elkeen kan leer hoe om sy of haar kind die beste te verstaan. Daar is geen kitsoplossing nie, soos wat 'n terapeut ook gesê het. Julle verstaan nie wat ons als getraai het nie, hoor. Jy traai alles. Rarig. Dit raak eintlik op 'n skerry plek. Jy begin na grashalmpies gryp. Betyd. Jy probeer alles. En dan mis mens soms die mooi van jou kind. Omdat jy so gefokus raak om net alles te maak werk. Hulle is anders. Hulle is nie gebrekkig nie. Die Engels sê dit so mooi. They are different, not defective. Die grootste uitdaging vir enige individu op die spektrum is om te leer watter tipe gedrag die samelewing van hulle verwag. En selfs dit is nie so maklik nie, want sodra hulle die reëls aangeleer het, dan verander die reëls. Nee? Sy staan 'n rytjie. Nou is sy in die werk. Moet ek nou stil sit of onder 'n rytjie staan? Sodra 'n ouer hom of haarself bemagtig het met die kennis van autisme en aanvaar het dat hulle kind uniek is, met unieke gawes wat uitdagings meebring, is dit makliker. Nou ek het 'n hele hoofstuk geskryf in hierdie boek oor haar aanvaarding. En dis nie noodwendig die aanvaarding dat jou kind altyd autisties sal wees nie. Dis eerder die aanvaarding van, as ek my kind aanvaar, sal ander. Die wêreld verstaan hulle nie, want hulle pas nie in die gemiddelde boksie nie, en niemand maak voorsiening vir hierdie tipe uniekheid nie. Hulle skierige breintjies kan vra wanneer niemand nog ooit gedink het nie. Dit behels ook dat hulle alle tradisionele metodes, het sy in navorsing, gedrag of dissipline, sal bevraagteken. Tradisionele sieninge soos die kind wat gesien moet word en nie gehoor nie, en respekteer alle ouer persone, sal geen impak hê sonder 'n geldige verduideliking nie. En dit is reg so julle. Estiaan, 'n ander ding van autistiese kinders is hulle verstaan glad nie sosiale interaksie nie. Nie goed nie, nie sleg nie. So jy moet daai lyntjie vir hulle baie mooi inkleer. So as 'n oom my seuns of 'n tannie my seuns lelik gaan hanteer, gaan hulle lelik hanteer. Maak as ook hoeveel keer ek vir Esau wil sê, jy moenie so met 'n tannie maak nie, jy moenie so met 'n oom maak nie. Hulle boots na die gedrag wat hulle sien. Die meeste individue op die spektrum is instinktief baie sensitief en sal daarom eerder respek hê vir iemand wat vir hulle respek het en vir hulle respek wys. In 'n wêreld van bedrog, leuns en skynheiligheid is dit nogals 'n voorreg om iemand te ken
wat hulle nie daardeur laat beïnvloed nie. Julle, my kinders na aap nie. Kindertjies, ek het al gesien hoe kindertjies mekaar kan na aap met stoute goed. My seuns doen dit nie. Dit wat ons hulle geleer het en dit wat hulle hartjies vas is, dit doen hulle. Vir elke ouer wat op hierdie liefdespad loop, kan ek net die volgende sê, aanvaar jou kind en koester hom of haar met sy uniekheid, bemagtig jouself deur soveel moontlike navorsing te doen. Dit sluit alle navorsing in. Eetgewoontes en aanvullings en wees lief vir jouself. Ja, wees lief vir jouself. Hierdie pad vra al die vrug van die Gees. Julle almal weet waar dit staan, Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Want ons elke dag uit genade ontvang deur ons Vader. So, ek dink daai vrou, daai professor het 'n klein paragraafie of 'n klein stukkie baie goed vasgevang oor autisme. En ek dink baie mense sê vir ons dis is spesiale ouers wat spesiale kinders kry. En ek hoor julle hart. En ek verstaan dit. En ek weet vandaan dit kom. Maar my tannie het eendag so vir my seentjies gesit en kyk. En sy het vir my gesê, Karla, weet jy wat? Sy het doen die Here. Nou sy sê regtig, sy doen die Here regtig nie so lekker nie, maar wysheid van die Here. Sy sê vir my, weet jy doen die Here? Die Here gee vir jou iets aan wat jy daarmee doen. En in my hart maak dit iets wakker. Ek is nie spesiaal uitgekies deur die Here nie. Die Here het vir my iets gegee en gesê, Karla, wat gaan jy met dit maak? Gaan jy dit wat ek in daai seuns gesit het, gaan jy dit lewend maak? Gaan jy dit uitbring? Of gaan jy dit dooddruk? Julle, is beskryf lekker om met julle te praat, maar ek sien die tyd stap aan. So, ja, dis maar dit, en weet, ons is lief vir julle, ons waardeer vir julle, en ja, dit is 'n ander ding wat ek wil so die boek, terwyl my man vorentoe kom. Die orgel kom speel. Ja, die orgel kan saggies kom speel, ek spot, maar Mars is nie eens hier nie. Hierdie boek vlerk ek my lewe oop vir almal, om te kan sien en te kan beleef. Moet my nie jammer kry nie, asseblief. Hierdie is oorwinning. Hierdie is 'n oorwinning. Dankie my man. Nee.